Goed, graad 12, kom ons kyk na aktiwiteit 4, bankversoening. Die inligting het betrekking op Clounex handelaars. Die eienaar Ben Joseph besef dat baie mense nou EFO's in plaas van checks gebruik. Noem 3 voordele van EFO's. Ons gaan dit nou doen en ek lees dit gou die volgende vraagie. Jeanette, die boekhouer, het taak gekry om alle EFO's te verwerk en te beheer. Verduidelik 2 redes waarom die interne ouditeur hieroor bekommerd is. So, alle EFO's wat ontvang word, en seker 10-10-1 dan nou betaal word, moet sy hanteer. So, ja. Goed, so, kom ons kyk gou eers. 3 voordele van EFO's. Heel eerste een, minder bedrog. Tweede een, dis gerieflik en maklik. Mens kan self sê, kan enige tyd van die dag of nag gedoen word, basies 24/7. Dit kan natuurlik vanaf enige plek gedoen word, dit het ek ook nog gesê, so dit kan tyd bespaar dat iemand nie moet rondry of so nie. Dan enige betalings of ontvangstes is dadelik beskikbaar in 'n mens se rekening. Jy hoef nie in 'n lang tou te gaan staan by die bank en so aan nie. En natuurlik is dit goedkoper bankkoste gewys. Jene bankkoste. Okay, so dis goedkoper vir bankkostes ook. Okay, nou, die probleem met Jeanette. So eintlik is daar nou te veel werk wat sy nou moet doen, onthou sy is die boekhouer ook, en nou moet sy die EFO's ook verwerk. So, te veel van dieselfde take wat sy moet doen. So, pligte moet eerder verdeel word. Hoekom? Vir moontlike bedrog. Nee, mens moet maar altyd bang wees vir die bedrog. Dan, dit kan wees nalatigheid. Miskien het sy te veel werk om te doen, of van die EFO's af na haar boekhouding toe, mis sy dalk 'n 0 of ruil syfers om, of nalatigheid kan voorkom, of kan voorkom, eintlik 2 woorde. Nie voorkom nie, dan is dit voorkomend. So dit kan voorkom, dan sy kan ook dalk betalings nie betyds maak nie. Sê nou maar die baas kom in en sê, maar maak gou die betaling vir dit of so, en dan doen sy nie die betaling nie, en dan, so betalings kan dalk nie betyds gemaak word nie, en as sy afwesig is, dalk siek is, of kraamverlof het, of wat ook al, as sy afwesig is, dan is daar nie iemand anders wat dit dalk doen nie. So daar moet dalk 1 of 2 of 3 mense selfs wees wat dit kan doen. Sy kan dalk een van die mense wees, maar dit moet nie haar hooftaak wees om te doen nie. Ok. Volgende is toon die veranderinge in die kontantjoernale aan. So ons moet nou eers kontantjoernale doen. Dan moet ons die bankrekening saldo doen. En dan moet ons die bankversoeningsstaat doen. Ok. So ons het, ek dink aan aktiwiteit 2, moes ons dit ook so doen. Eers die joernale, toe die bankrekening, toe die bankversoeningsstaat. Maar aktiwiteit 1 en aktiwiteit 3 was sommer direk net die bankrekening en dan die bankversoeningsstaat. So let mooi op die verskillende maniere wat die tipe goed gevra kan word, né? Okay. Inligting wat hulle vir jou gee. Bankversoeningsstaat op die 31ste Mei 2019. So kom ons kyk dit gou weer. Ons moet vir Junie dit doen. So dit is nou verlede maand se bankversoeningsstaat. So daar was 'n uitstaande deposito en 2 EFO's, een is vir Julie. Nou Julie kom nog, dis in die toekoms, en Mei maand is nou net, of is net soos paar dae voor hierdie bankversoeningsstaat gedoen is, was dit verby gewees. Ok, so die uitstaande deposito het op die Junie bankstaat verskyn. Kry, as dit verskyn het, hoef ons niks daarmee te doen nie, so jy kan hom afmerk, beteken dit is afgehandel.
Volgende een, EFO nommer 444 het nie op die Junie bankstaat verskyn nie. So daai ene, want ja, dis in die toekoms nog. Julie moet nog kom. Ons is nou in Junie volgens hierdie, né? Right, en dan EFO nommer 516 het op die Junie bankstaat met die korrekte bedrag van 5250 verskyn. So daai ene, hy het verskyn, maar daai bedrag was verkeerd en daai is die korrekte bedrag. So ons moet definitief iets daaraan doen. Nou wat ons daaraan moet doen is, ons het ingeskryf met ander woorde in ons KB'je dat ons 7950 betaal het. Maar toe was het nou nie soveel wat betaal was nie, het was net 5250. So hier is 'n verskil van 2700. Nou ons het in die KB'je te veel ingeskryf. Teenoorgestelde van KB'je is dan nou KO'je. So hier in die KO'je moet ons hierdie bedrag van 2700 inskryf. Okay, hulle het klaar vir jou totale daarbo aangesit. Right. Daai een het nie op die bankstaat verskyn nie, so ons gaan hom weer in die bankstaat skryf. Ek sê net gou weer dit. Okay, dan die voorlopige totale wat hulle vir jou gee, soos ek sê, dit is hulle vir jou klaar aangeskryf. Dan inskrywings in die kontantjoernale wat nie op die bankstaat verskyn nie. So dit is in die joernale, maar dis nie op die bankstaat nie. So hulle gaan op die bankstaat dan nou kom, en hier is ons inskrywings wat op die bankstaat is, maar nie in die joernale nie. So kom ons hanteer gou eers vir hulle. Okay, debietorder, en dan gaan jy sien daar op die 15 naas 2, mikroversekeraars, en dan gee hulle vir ons 'n sterretjie, so die sterretjie word onderaan verduidelik. Versekering het foutiewelik 2 keer verskyn. Dit sal volgende maand reggestel word. So daai is 'n fout wat ons in die bankstaat sal moet regmaak. Ten minste net een van hulle. Kom ek maak gou die kleur weer 'n ander kleur. Okay. Dan Emalan, 'n EFO deur 'n huurder. Maar ons moet daai een, ons moet daarom een inskryf. Voordat ek by die huurder kom. Ons moet daarom een inskryf. Nou versekering is 'n betaling. Maar ons moet nie albei inskryf nie. Ons het nie dubbel betaal nie. Okay, dan die volgende een, die huurders, ons het geld ontvang, 2800 in die KO'je. Volgende een, renteinkomste, R130, so dis ook 'n ontvangste. En dan laaste een, diensgelde, dis maar bankkoste, so dit kan hier inkom. Is 'n betaling. Goed. Okay, en dan die bankstaat saldo is ons weet nie. Okay. So dis die KO'je en die KB'je. Daar's niks nog wat ek daarby kan sit nie. Ja, so kom stel gou die KO'je en die KB'je op. R36.000. En dan aan die ander kant. R34.900. Nou vra hulle vir jou, jy moet die bankrekening saldo uitwerk. Dis nou die volgende vraag. Nou, jou bankrekening het hopelik geld ingehaal, so ons moet 'n beginsaldo iewers hê. So kom ons gaan kyk gou vir 'n beginsaldo. Daarso sien ek hom. Bankrekening saldo 9200. So dis waarmee hy begin. Ontvangste tel ons by 36.000. Betalings trek ek af. Dit moet dan nou vir my antwoord gee. Nee, minus 10.300. Okay. Goed, nou ons bankversoeningsstaat. Hy begin ons altyd. Saldo volgens bankstaat.
onder saldo volgens bankrekening. Dan krediteer uitstaande deposito's, dan debiteer uitstaande EFO's, en dan is ons nou verskillende dalk. Het lyk vir my of hier dalk seker so 3 gaan wees omtrent. En dan is daar vir foute. Okay, nou saldo volgens bankstaat is die vraagteken ene wat ons moet opbalanseer. Right, saldo volgens bankrekening, dit was 'n debit saldo, 'n positiewe saldo. So 10.300. Nou hulle gee nou nie vir jou by hierdie aktiwiteit bo aan debit en krediet by jou kolomme nie. Hierbo is nou nie 'n debit en 'n krediet nie, maar jy weet mos dis debit en krediet. Okay, dan uitstaande deposito. Ons gaan kyk gou, daar's 'n uitstaande deposito van 9675. Dan EFO's. Ek dink daar's een wat oorgebly het daarbo. Daai een wat nie verskyn het nie, EFO nommer 444 wat nie verskyn het nie. So daai ene 4670. Dit was EFO nommer 444. Goed, en dan hierdie tweekies, EFO nommer 526 en 527. En hulle bedra 3800 en 4580. Ja, en dan was ons daai fout van die versekering wat 2 keer afgetrek was. So hulle moet dit asseblief weer terugsit vir ons. So foutiewe bedrag of foutiewe inskrywing of wat ook al. Nou hulle het dit natuurlik gedebiteer om af te trek. So hulle moet dit asseblief weer terugkrediteer vir ons. Okay. En dan tel ons vir mekaar. 10.800. Maar die kant lyk vir my meer, né? Die debitkant lyk vir my vandag meer. Ja, dit gee vir my 23.350. Okay. Sien, so mens kan nie altyd net aanneem dat die kredietkant meer is, né? Okay, so 23.350 minus die 2 boonste bedrag gee vir my 12.550 aan die kredietkant. Okay, graad 12, dit is dan vraag 4.